Ons sê welkom in 2025. En natuurlik vir my weer 'n voorreg om hier so met Flok Silje, ons eie Suid-Afrikaanse legende wat daar vir die Franse bietjie help te verwelkom terug in die land. Hy sal weer op pad daai kant toe. Jy was besig in hierdie tyd wat jy hier was, as gevolg van jou funksie wat in April maand opkom. Hoe vorder dit? Ja, Jaco, dit is lekker. Ek kan nie glo nie, start in 2025. En dis 'n jaar wat ek dink ons almal na uitsien. So ja, dit was 'n besige jaar gewees vir hierdie jaar, maar hierdie jaar gaan nog besigger wees en soos jy sê reg, hier staan ons nou 3 maande later gaan die funksie plaasvind en ons opgewonde oor verjaar. Funksie 2 jaar terug, as ons nou terugdink aan daai eerste een by Lesatsi Lots. Tweede jaar het hy net nog 'n vlak opgegaan. Dit wat mee besig is om aan mekaar te sit, dis alweer net nog na die volgende vlak toe. Ja, my vrou het so vir hierdie jaar gesê, hoorie, wat gaan jy nou doen om te verbeter? So ons soek altyd iets om te verbeter. So ja, die eerste 2 jaar was goed, vir hierdie jaar was, soos hulle sê, ligte uitgeskiet en wat ou reg gekry het. En die geld wat ingesamel is ongelooflik, so ou 'n redelike paar verrassings in plek, jy het 'n redelike paar goed gekry vir die veiling en ou wil graag verjaar die funksie na die volgende vlak te vat en gelukkig julle is weer betrokke en is lekker om met julle die hand te vat, so verjaar word as die ligte uitskiet en verjaar word as werklik groot gaan met alles wat hulle doen. Flok, die mense verwag altyd daar's mos maar gewoonlik 'n kunstenaar betrokke. Ons het al vir hulle genoem, jy kan ook net weer 'n bietjie uitbrei daaroor wie se kunstenaar hierdie jaar. Ja, dis lekker. Ek dink een van die vooraanstaande kunstenaars, Ray Dillon. Onze levenssekondes met jou hier, bly my hart vir ewig jou. Hy het geen bekendstelling nodig, hy gaan optree vir jaar vir ons, so ons sien ongelooflik baie uit om hom deel te hê van die hele aand en ek het al so baie van sy shows gesien. Ek dink jy ook en almal so ons weet wat hy kan doen en ons is net bevoorreg om deel van die aand te kan hê. Ja, een ding wat ek kan sê van daai man is hy weet hoe om 'n partytjie lekker te maak. En hier is 'n redelike eksklusiewe partytjie. Dis 'n netwerkgeleentheid vir ouens. Hulle kom daar saam met sakemanne wat saam is, maar dis ook ontspanning. Ja, heeltemal reg. Weet die ouens wat vissery is almal klomp sakemanne wat hulle gaan identifiseer het. Wie se hart op die regte plek is en saam met dit verkoop jy tafels se aand uit die gemeenskap uit. Jy weet, ek het nou al ouens wat die laaste 3 jaar elke keer koop hulle tafel. Besighede van Kaapstad, jy weet, ek dink aan Cape Garden Center, ek dink aan Albert Motors, jy weet, ek wil nie te veel name noem, dan gaan ek in die moeilikheid kom, maar ouens wat elke jaar 'n tafel koop, 'n tafel bespreek, wat vir 3 jaar saam met die funksie in die foundation kom en ouens altyd dankbaar vir dit. Flok, maar verduidelik gou vir my, hoe werk dit? Is dit net ouens in Van Reinsdorp wat nou die aand kan bywoon, of kom jy ouens van heine en ver af? Die mense kom van heine en ver, jy weet, ek het tot ouens wat van Newtville afkom, ouens wat van Springbok afkom, jy weet, ouens van die Kaap of net gesê, en dat die klomp plaaslike besighede van Vredendal en Van Reinsdorp, van mense wat net inkoop en graag 'n kuier aand maak. Dis 'n groot kuier 'n jaar in Van Reinsdorp en dit is die aand, so maak nie saak van waar die mense is. Ek het nou eendag navraag gekry van Kroonstad van ou wat gesê hy se vrou wil graag kom vir die funksie. So ja, so maak nie saak waar dit is, die wêreld is klein en vinnig om my aan by te woon. Absoluut, en dit wat hulle die aand kan verwag, daar's altyd lekker kos. En ek weet, jy het al klaar net 'n bietjie gepraat van, daar's ook alweer 'n bietjie van 'n vlak wat lig. En dan is dit hierdie klomp legendes wat lekker saamkuier. Die fietsryers is daar, hulle neem deel die aand, maar daar's ook 'n ander paar verrassings hierdie jaar wat kan uitdop. Ja, die een ding wat ek vinnig kan noem, Breiten het altyd net een dag saam gery. Hierdie jaar ry hy al 3 dae saam, wat vir my nogal lekker is. Ja, en ons het een groot verrassing ingebring vir jaar wat ek nogal werklik opgewonde is. En ons almal ken vir jaar Johan Stemmet van die Noord vir Noordfarm. So hy het iets spesiaal gemaak wat die aand by die veiling gewees. Ek kan nie meer sê nie, jy het dit gesien. So ja, dis 'n groot verrassing wat ons gaan terugkom, maar jy weet Johan Stemmet is betrokke en 'n groot geskenk wat hy tafel toe bring vir ons en ons is opgewonde oor dit ook, dat hy ook deel is van die aand en die funksie. Een groot ding van die aand se sukses is ook daai veiling wat daar is en die veiling items wat jy altyd bring, wat so eksklusief is aan hierdie funksie. En hierdie jaar klink dit my is dit niks anders nie, maar dit gaan alweer, soos ek sê, daai verwagtinge oorskryf van wat gaan die aand beskikbaar wees vir die ouens om bydra te kan maak. Heeltemal, ek en my vrou het gesit en gesê, hoorie, maar wat kan ons anders te doen vir jaar, wat is nie vir hierdie jaar wil herhaal nie. En toe ek met hierdie, en dis nou Engelse woord, het ek opgekom met die ding, dit is 'n aand van experiences. So dit wat ons vir jaar by die funksie gaan vir die mense beskikbaar stel en wys, en dit wat die mense kan koop. Die mense gaan experiences koop. Jy gaan nie normale goed hê wat jy ooit by 'n funksie, jy kan dit nie Google nie,
Dis goed wat jy nie 'n prys kan aankoppel unless jy dit koop jy aan, jy weet so. En dis wat ek dink dit so opgewonde gaan maak. Dis iets wat normaalweg Johanna gaan kan opkry nie. Nee. So ek sê dis jy gaan nie sit daar en sê hoorie ek Google gou vinnig kyk wat kos. Dit kos 10 dan gaan nie meer 10 betaal nie. Dis goed wat nog nooit bymekaar gesit is nie. Dis goed wat moet jy van in jou lewe van gehoor dat jy oud werklik moeite gaan maak om hierdie goed bymekaar te kry om vir die mense experience aan te gee en ons glo dat dit 'n sukses gaan wees. Flok, baie dankie. Is daar enigiets anders wat jy dink ons moet noem vir die mense want ek is al so opgewonde. Ek is besig om die aantjies af te tel want ek kan nie wag vir daai dag hê. Snaaks genoeg ek het net daai dag my vrou gesê, "Gis, ou sien uit na die 6 nasies wat voor lê, maar jy wil graag hê en as jy kon fast forward het, dan het jy dit gedoen, maar ou is opgewonde want jy weet wat jy 'n plek het vir verjaar en dit is altyd lekker om saam met julle die pad te stap. Dis nou al 'n lekker span wat ons al het. En verjaar is een wat ou regtig die ligte wil uitskiet en net vir die mense moet jy aanry en kan sê dit was een ongelooflike aand geweest van ek aangekom het tot ek gegaan het vanaand en dit is wat ons vir die mense wil gee vir jaar. Flok, ek sê vir jou dankie. Ons kan nie wag nie, ons is baie opgewonde. Sterkte met daai 6 nasie. Jy vlieg al weer aan die ander kant toe om jou werk daar te gaan doen. Jy het 'n groot plig. Jy het ook daar fantastiese werk wat jy doen. Ons sê vir jou regtig sterkte en ons hoop net vir die beste. Baie dankie Jaco en ons sal kontak hou en ons sien uit na 'n ongelooflike tyd. Net so voor ons gaan jy dalk weer 'n trui of 'n bal kan terugbring? Man, my plan is as ou nog goed doen, jy kan die 6 nasies wen. Is altyd 'n trui in 'n bal deel van die hele storie. Nou sê, daai het julle dit, daai aand is altyd vol verrassings. Wonderlike goed wat gebeur op die aand, maar hierdie keer kan ek julle definitief verseker is daar nog groter verrassings en hou maar die sosiale media dop. Ons gaan nog baie apies uit die mou laat voor die tyd. So Bulletin missie, maak nou al jou voorlopige bespreking by www.vlokskop.com of soos julle gehoor het, kan jy ook 'n e-pos stuur aan vlok@vlokskop.com. Maak jou voorlopige bespreking en as jy enige ander manier wil betrokke raak, dalk wil jy nog adverteer of daai tipe goed, jy kan ook my e-pos daartoe stuur en dit sal dan daarvan af gehanteer word. Sterkte, ons sien vir julle daar.